ek het so 'n bietjie gaan rondkrap en ek het vanaand 2 gedeeltes, so vergewe as ek so 'n bietjie meer op die skerm kyk en so dit is nie 2 rondspeel. Ek het op 'n stadium in Kroonstad, maar ook in Namibië, ook die wapenrusting hanteer. En nadat ons nou al begin het ek onthou van dit en weer bietjie gaan terugkyk oor die ander notas en baie interessant hoe die 2 by mekaar aansluit. Ons kom vanaand, jy weet nou almal, ons gebruik daardie gedeelte in Efesiërs hoofstuk 6 wat handel oor die wapenrusting. En ons kom vanaand dan by die tweede gedeelte. Verlede keer het ons gepraat oor die gordel van geregtigheid. Dankie oom Frans. Die oomblik is die gordel toe nou uit, ek wil aan mekaar sê belt. Maar die gordel van geregtigheid, vanaand kom ons by die geestelike borswapen van geregtigheid. En as ons vinnig mekaar sê die borswapen, waaraan dink ons? Ek het nou ongelukkig nie 'n skerm nie, anders kon ek nou vir julle 'n mooi prentjie gewys het van 'n Romeinse soldaat. Baie keer het hulle 'n borsharnas, 'n plaat gehad, wat so 'n bietjie met 'n spits na vorentoe gekom het, sodat wanneer daar 'n spies of 'n swaard of iets na hulle kant toe kom, dat dit outomaties wegskram. So baie keer was hy van bo na onder so 'n bietjie met 'n borsbeen, wil ek amper sê, wat hom bietjie vorentoe gedryf het. Baie keer is hierdie goed van verskillende lagies, ek wil amper sê so skubbe van 'n vis gemaak, wat elkeen dan so op 'n verskillende hoek is, en wat die pile en die swaard van die vyand dan nou op so 'n manier afgekeer het. En vanaand kom ons nou by die borswapen van geregtigheid, en dis daardie deel wat ek amper sê wat die hele mens verteenwoordig. As ek hierdie deel van my liggaam moet wegvat, wat bly oor? My hart sit hier, my longe sit hier, Julle torso. alles is hier. Jou maag is hier, jou niere is hier, jou lewer is hier, alles is hier. So die borswapen van geregtigheid is daardie deel wat die hart van die mens beskerm, en dis ook die sleutel tot effektiwiteit, of dan kan ons sê tot sukses van al die ander dele. Want as ons al die ander dele het, maar die borswapen is nie in plek nie, dan gaan ons mos nie kan oorleef. Nou indien daar nie geregtigheid of waarheid in die mens se lewe teenwoordig is nie, is die kans maar min dat jy eintlik jou lewe as uitverkoopte mens aan Jesus Christus sal kan wy. Met ander woorde, as daar nie beskerming is, as ek en jy nie beskerming kan vind in die woord van God nie, dan is die kans dat ons kan volhard tot die einde, soos die Bybel dit uitdruk, maar baie skraal. Sonder die borswapen van geregtigheid gaan jou skild van geloof ook nie tot sy reg kom nie. Wat help het ek loop met 'n skild in my arm en ek probeer afkeer, maar ek kan een rigting keer, maar waar die borswapen, as hy so gevorm is, eintlik van al die rigtings af, die wapens afkeer. Dit mag daartoe lei dat jou skoene van bereidheid, wat die vrede spore van die evangelie wou trap, eerder onvrede op die pad agterlaat. Sonder geregtigheid sal die helm van verlossing ook nie die beskerming bied waarop jy gehoop het nie, terwyl die swaard van die gees sonder enige effek in jou hand sal wees. Dis presies wat ek in die begin gesê het. As ons nie die borswapen het, maak dit eintlik nie saak of ons die res het. Die Bybel sê vir ons so pragtig, bewaar van alles jou hart die meeste. Want jou hart is die ingange, maar ook die uitgange van jou lewe. Omdat Satan na ons toe kom as 'n aanklaer van die broers, is Christus ons geregtigheid. Christus is dus jou en my borswapen. En jy sal nou mooi sien hoe werk dit deur dat Christus eintlik in die hele wapenrusting is hy die middelpunt. Dit beteken dat die oomblik wanneer ons tot geloof in Christus Jesus kom, die vryspraak van ons sonde ontvang en ons geregtigheid voor God die Vader, in geregtigheid voor God die Vader staan. Efesiërs 4 vers 24 sê, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat aan God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Nou ekskuus, ek herhaal baie keer, baie goed, hoop nie ek verveel julle nie. Heiligheid, as die Here sê, wees heilig, want ek is heilig, wat bedoel hy vir ons? Afgesonder vir Christus, vir die jonger kinders, wees anders as die res. Want oorgrote meerderheid is wêreld georiënteerd. Ons is al so gekondisioneer met stelselmatig goed aanvaar, dat
Ons denke, ons besef dit nie eers nie, maar ons denke is baie meer wêrelds georiënteerd as wat dit geloofs georiënteerd is. Wat is geregtigheid? Ons praat van geregtigheid. Waarvan praat ons? Ons praat van 'n ander manier om te sê dat ek in die regte verhouding tot God staan. Geregtigheid beteken dus ek staan in die regte verhouding tot God. Indien daar nie 'n intieme vader en kind verhouding tussen my en hom is nie, moet ek ook nie onder die wanindruk verkeer dat dit met my goed sal gaan. Die teendeel is ook waar, en ek het vanoggend in die preek ook die stelling gemaak, maar dan ook die negatiewe stelling, want dit laat 'n mens baie keer dink. As ek nie in die regte verhouding tot God staan, gaan ek mos die verkeerde in my lewe soek. Dit is egter belangrik dat die gelowige 'n rein gewete moet hê. Met ander woorde, ons moenie skynheilig lewe nie. Ek het dit al by 'n vorige geleentheid gesê, ek het nog net een keer in die Bybel kon lees dat die Here Jesus Christus kwaad geword het. En wanneer was dit? Toe die Fariseërs in die tempel handel gedryf het. Met ander woorde, hulle wat voorgee, hulle is die skrifgeleerdes, hulle wat voorgee, hulle is die meerdere, hulle het in die Bybelse tyd gepraat van die klerie en die gepepel, is die woord wat ek soek. Die Fariseërs was nie deel van die gepepel nie. Die gepepel was die gewone man op straat, soos wat u en ek vandag is. Hulle het hulle beskou as 'n bietjie beter. En toe die Here die tafels in die tempel opgooi, toe sê hy vir hulle wat? Moenie voorgee wat jy nie is nie. Dis waaroor dit gaan. Moenie voorgee wat jy nie is nie. Wees jouself, wees opreg, wees eerlik, loop die pad reguit. Ons moet dit weet, want dan sal ons die duiwel kan weerstaan wanneer ons by God of by ons eie gewoontes probeer aankla. As ek weet, ou professor Bonsma het in die boerdery geleedere die Bonsmara bees tot stand gebring. En sy grootste lese was, om te meet is om te weet. Nou as ek en jy weet, dan kan ons ook meet. Dan kan ek my eie lewe meet aan dit wat die Bybel vra van elkeen van ons. Daarom sê Handelinge 24 vers 16, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Nou wil ek vir die vraag vanaand, is daar so iets soos groot sondes en klein sondes? Sonde is sonde. Of het 5 sent is en of het 5000 rand is. Sonde is sonde. As ek steel, is dit sonde. So daar's nie so ding soos groot sondes en klein sondes nie. Ek weet daar's mense wat dit verkondig. Daar's leraars wat 'n onderskeid maak. Maar daar's nie so iets nie. Ons moet bewus wees en ons moet met 'n rein gedagte voor God, maar ook voor ons medemens kan lewe. In 1 Tessalonisense 5 vers 8, maar laat ons wat van die dag is nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid hê. Dit is nou al die helm, gaan ons bietjie later bykom, maar hierso, dit gaan oor die borswapen en die helm. Die borswapen, soos ek gesê het, wat eintlik jou belangrikste deel van jou liggaam beskerm, en die helm, wat ook 'n belangrike deel beskerm, want hoe dink jy, hoe beplan jy, hoe veg jy in hierdie geveg, in hierdie stryd wat ons in is? So dis ook belangrik. Geloof en liefde in 'n persoon se lewe is die gevolg van regverdigmaking. Ons het net nou gesê, geregtigheid is om die regte verhouding tot God te wees. As ons nie die regte verhouding tot God is, dan vind regverdigmaking plaas. Ons word geregverdig op grond van Christus se verdienste. En dit nie uit ons eie uit nie. Efesiërs 2 vers 8, skiet nou sommer in my kop terwyl ek praat, want uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Vanoggend ook gehoor, dat vergifnis 'n vermoë is, 'n gawe wat die Here vir ons gee. Die borswapen van geregtigheid kan ook aggressief gebruik word in geestelike oorlogvoering. Nie op grond van my eie verdienste nie, maar op grond van Christus se verdienste gaan ek die geveg binne en val die vesting van die bose aan en laat my nie intimideer deur die Satan se beskuldigings en leuns oor hoe swak en hoe sondig ek is. Sluit weer aan
En ek beloof julle, ek dink nie daaroor. Julle weet, een Sondag het ons Bybelstudie, een Sondag nie. So ek beplan dit nie in aansluiting tot die prediking nie, maar dis vir my, as ek hier staan in die aand, en ek begin praat, dan is dit vir my so wonderlik hoe dit aansluit ook by die oggendse prediking, en ook hier. Wanneer is daar moeilikheid in 'n gemeente? Wanneer is daar moeilikheid in 'n familie? Wanneer is daar moeilikheid in 'n gesin? Wanneer beskuldigings en leuns rondgegooi word. En ons moet op die punt kom wat ek moet vergeet van Annette, wat ek moet vergeet van my seuns, en ek moet na myself kyk. Want as ek na myself kyk, gaan ek nie die beskuldiging gooi nie. Dan gaan daar nie nodig wees om te verdedig of om te verweer nie. So die kruks van hierdie goed is, dit begin by myself. Ek kan nie die vinger aan iemand anders wys as my eie lewe nie reg is. As ons terug is by die borswapen, ons het net so 'n bietjie uitgebrei daar. Dit beskerm die hand, die hart, maar dit beskerm ook die ingewande. Die vroeë Jode beskou die hart as waardevol. Selfs Jesus Christus het dit vir ons in sy woord laat opteken, deur te sê, beskerm van alles die meeste jou hart. Want jou hart is jou totale menswees kom uit jou hart uit. Ek nou as 'n skakelaartjie kon insit en ek kon my hart net vir 5 minute afsit. Dink julle ek sou hier bly staan? Ons kon nie aangaan. Die hart is regtig die hartklop van 'n mens se lewe. Die Bybel meld, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, Matteus 15. Ook bietjie later, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Dit staan al in die Ou Testament. Verdorwe is die hart. So, gedagtes en denke word geassosieer met jou hart. En as ek van my hart praat, wat bedoel ons? 'n gesindheid. Ons het dit voorverlede week, wanneer het ons dit hanteer. Dit gaan oor 'n gesindheid. Met watse gesindheid stap ek na Marietjie toe om met haar te praat? Met watse gesindheid stap ek na Freek toe om 'n saak met hom te hanteer? Wil ek hom konfronteer en reg wees om te beklei? Of gaan ek in Christelike liefde om 'n saak te bespreek en dit uit te sorteer sodat albei van ons kan baat van daarbey? 'n gesindheid. Annette het dit, toe ons kort getroud was, vreeslik met my gesukkel, en ek het dit al vir julle gesê. Sy het altyd vir my gesê, jy moet net onthou, daar's maniere en maniere om 'n ding te sê. Dis niks anderster as om te sê, gaan kyk eers na jou gesindheid voordat jy praat. En ons mans, ek in die geval, is baie skuldig daaraan. As ek opgewerk is, dan moet hulle nie te veel met my karring nie, want dan borrel dit oor. Maar dan kry ons daai ou armbandjie wat die kinders dra, WWJD, what would Jesus do? En ek sê altyd vir die kinders, ek is nie 'n voorstander van sulke goed nie. Maar as daai bandjie jou help om net vir 'n oomblik te dink, wat sou die Here gedoen het as hy in my omstandighede was? En dan reageer jy, dan sal jy reg reageer. So as daai bandjie dit vir jou kan doen, dra 10 van hulle as dit daarop aankom. Dis goed om ons as mens, swak sondaar, te help. As ons na die ingewande kyk, dan word dit geassosieer met ons gevoelens en ons emosies. As jou maag onderste bo is, hoe voel jy? Uitgewas in pap. So selfs jou maag het 'n invloed op jou emosies. Want dan is ek ook nie op my skerpste nie. Dan moet dan net ook nie 'n ding sê wat net vir my laat dink dis iets skeefs nie, dan is ek sommer in haar. Want jy voel nie lekker nie. Dit het te doen met jou gevoelens en jou emosies. Dit handel hier oor die ingewande as setel van deernis en medelee. Hoekom kan ons nie meer medelee met mekaar hê? Want ons is nie ingestel op mekaar. In werklikheid sou die vroeë volk dit vertolk as om die ingewande te sluit van liefde as 'n persoon iemand anders nie behoorlik liefhet nie. Die oorsprong van die siening mag wees vanweë die sensasie op die maag wanneer 'n emosie beleef word. Ek gaan nou 'n bietjie uit die huis uit praat. My vrou kan nie in 'n leë huis instap. So, dan voel sy nie lekker. Dis net so sy aan mekaar gesit. Daar's niks meer fout nie. Sy hou net nie van 'n leë huis nie, of wel 'n leë kerk, 'n leë vertrek, 'n leë gebou. Sy hou nie daarvan om in so 'n plek in te stap nie. Onmiddellik is sy omgekrap
en voel sy nie lekker nie. Onmiddellik kan ek mos nie die normale verwag, want haar gevoelens en haar emosies het verander. Die gelowige moet paraat wees, want die vyand bombardeer almal met verkeerde en in deesdae met valse inligting. Dit gaan deesdae oor wat die mens wil hê en nie meer oor wat God wil hê. En ek moet dit eintlik op die op die kerkgroepe stuur. Ek het 'n dingetjie op Facebook gepost wat jy gereageer het op. As 'n kerk nie meer God soek as die middelpunt nie, dan soek hy die gode van die wêreld. En dan raak ons afvallig. So God moet die middelpunt wees. God moet die een wees wat ons emosies en ons gevoelens bepaal. Die vyand maak van enige metode gebruik omdat sy vuur gerig is op die negatiewe sy van die menslike emosies. Verdraaide denke, welis en ander vorme van aanvalligheid, gevoelens wat heeltemal hand uitdruk, is aanduidend daarvan dat die slagoffer daarvan sy hart sal moet ondersoek en sal moet beskerm. Hierdie goed in jou lewe vir jou voorkom, gaan dink bietjie mooi, gaan kyk mooi, wat het dit veroorsaak? En jy het dit toegelaat. So ek en jy moet ons borswapen, ons borsplaat, ons beskerming aansit, om ons self te beskerm, sodat ons met die regte gesindheid, met die regte gevoelens, met die regte emosies, teenoor ander kan optree. Wanneer ons gedagtes en ons emosies beskerm teen die aanvalle van die vyand, raak ons bestand teen die vyand se pogings om ons met sy leuns te oorrompel. As ons oor die mens in sy geheel moet dink, is die inhoud van ons gedagtewêreld as ook ons emosionele ingesteldheid. Is dit nie die goed wat ons reaksies en ons optredes bepaal nie? Ons reageer op dit wat na ons toe kom. So, my emosionele ingesteldheid bepaal hoe gaan ek reageer. My gedagtewêreld, dit waarmee ek besig is, dit wat ek dink oor 'n saak, gaan my op 'n sekere manier laat optree. Nou sê ons, die kennis wat ons oor beskik, is die eerste sleutel tot ons reaksies, maar ook tot ons optredes. En waar kry ons kennis? In die woord van God. Daarom sê ek so baie vir mense, gaan soek net in die Bybel, jy gaan jou antwoord kry. Ek kan nie vir jou sê, daar of daar nie. Maar hoe meer ons lees, hoe beter verstaan ons dit. Ek moet eendag vir julle die dingetjie lees van die oupa en die kleinseun. En ek is net bang, ek gaan hom probeer vertel, maar ek is net bang, ek vergeet goed. Die kleinseun was altyd lief om by die oupa op die plaas te gaan kuier. En so kuier hy weer een winter op die plaas en dit is koud. En daar moet vuur gemaak word. Maar nou moet daar kole gehaal word. Nee, sien, laat ek liewer los, daar is ek klaar die mekaar. Ek sal die storie vir julle kom mooi vertel, oor hoe werk geloof. Dit gaan oor hierdie storie, herinner my daaraan, hy is op my selfoon, ek het hom net nie nou by my. Dan sal ek julle hierdie storie vertel, maar dit gaan, wat ek vir julle wil sê is, dit gaan oor ons reaksies in ons optrede. En as ek nou die storieetjie vir julle vertel, die reaksie en die optrede van daardie kind teenoor sy oupa, en die les wat die wêreld, wat die oupa vir hom geleer het, rondom dit, is baie oulik. Die borswapen van geregtigheid beskerm al hierdie aspekte, want onthou, dis die grootste deel van jou liggaam. Hy beskerm al hierdie aspekte in ons lewens, wat 'n invloed het op hoe ek en jy reageer. As ek negatief opstaan, as ek met die hele dag met 'n lang gesig wil rondloop, dan gaan mense my ervaar en beleef as negatief. Ek het nou die dag, waar was ek en jy in 'n padstalletjie of 'n ding ingestap? Ek kan ons nou nie onthou nie. Maar ons stap in 'n plek in. En toe daar so hierdie slagspreekies wat julle vrouens se lief is om in die tuin en in die huis of teen die mure en die goed te hang. Toe staan daar, as jy iemand teekom sonder 'n glimlag, gee hom joune. En hoe waar is dit nie? As jy iemand teekom sonder 'n glimlag, gee hom joune. Wat sê dit in effek? Jy loop altyd met 'n glimlag, daarom kan jy gee. Daarom kan jy die glimlag gee. Maar as ek met 'n lang gesig loop, hoe gaan ek 'n glimlag gee aan die ou wat ek teekom wat nie 'n glimlag het?
En dit het my net getref toe ek die ding lees. Ag, en dit is sommer op 'n stukkie hout met 'n hand geverf. Maar kyk net hoe indruk het dit op my gemaak. As jy iemand teekom wat nie glimlag nie, gee hom joune. En onmiddellik het jy invloed op daardie persoon se optrede, sy reaksie, sy doen en sy late. En dis wat die borswapen doen. Die borswapen sê beskerm jou hart, beskerm jou ingewande, sodat jy met 'n glimlag kan loop. Dis hoekom ek dit nou die dag onthou in die voorbereiding van hierdie goed. Die borswapen is daardie beskermende deel wat jou en my die moontlikheid gee om met 'n glimlag te kan rondloop. Die vyand van God se kinders stel intensief daarin belang om van hulle te steel. Hy wil ons van die waarheid van die woord van God beroof. Hierdie kennis van wat God sê is die kennis wat ons oor moet beskik. En die Bybel waarsku ons in Hosea, hy sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hoekom gaan my volk ten gronde weens 'n gebrek aan kennis? Want ons lewe in 'n era van gehoorsame ouers en kwaai kinders. Ek is nie meer lus vir verbondsonderrig vanoggend nie, so ek gaan nie. En dan laat ma en pa dit maar toe. Plek van dat ons 5-punt plan het gewerk toe ek 'n kind was. Gaan. As jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Dis die spreekwoorde wat ek mee groot geword het. Daar's nie sommer net redes gewees om weg te bly. Dit was vir my ouers as verbondsouers belangrik om hulle belofte wat hulle aan God gemaak het na te kom. En dit is halwe, hierdie vyand, hy steel nie slegs in ons afwesigheid nie, hy beroof ons met oop oë. Ons loop blindelings in goed in, omdat ons nie meer kennis het. Omdat ons nie meer sê nie, hoe baie, sê mense vir my, dominee, maar hoe moet ons weet? Weet jy wat sê jy eintlik vir my? Jy ken nie meer die Bybel. As iemand vir my sê, hoe moet ek weet? Dan wil ek amper vir hom vra, maar lees jy nie jou Bybel? En dis nie meer belangrik vandag. Huisgodsdiens, ek sal nooit vergeet nie, ek het as klein seentjie by my oupa op die plaas altyd gaan kuier, amper elke skoolvakansie. In daai jare, die ouer mense sal onthou, 7 uur was nuus, 7:20 was huisgodsdiens, was die storie, en na die storie, dan het die Bybel klaar op die tafel gelê in die kombuis, dan word daar huisgodsdiens gehou, elke aand. Wie van ons doen nog huisgodsdiens? Ek wil nie iemand daarop teken, ek bang ek skrik. Dis nie meer iets wat gebeur nie. In ons huis gebeur dit nie, ek sê dit reguit. Want ek is gewoonlik vroeg in die oggend wakker, dan sit ek voor my rekenaar en ek begin werk aan my preek en my goed, want dis lekker, ek is vars, die telefoon lui nie, so ek kan dan net lui skibreek om saam huisgodsdiens te hou, want sy doen dit in die kamer, dan sit ek al in die studeerkamer. Maar dis nie 'n rede nie. Dis nie 'n rede nie. Wat is vir jou as mens, wat sal vir jou belangriker wees, as om te hoor jou lewensmaat bid vir jou? Wat sal vir my lekkerder wees? Ek weet Annette doen dit, ek weet dit uit my hart uit. Maar wat sal lekkerder wees om te hoor as sy hardop bid en ek hoor sy bid vir my? Wat sal jou meer vrede gee? Wat sal jou meer opgewonde maak? Maar ons doen dit nie meer. Daai spreekwoordjie van waar daar wil is daar weg en as daar nie wil is nie, is daar verskoning. Hier is ek self skuldig dan. So ek wys nie vinger na almal nie, ek self is ook skuldig aan sulke goed. Satan kom met 'n slinkse glimlag, sodat ek en jy nie moet agterkom met watter aanslag kom hy nie. Maar in die plek van die waarheid verruil hy dan die leuen in ons lewens. Die wêreld maak dat ons naderhand glo dat iets so is, al sê die Bybel anders. Daarom moedig ek verskriklik ernstig mense aan, as daar kinders is wat wil gaan verder studeer. Ongelukkig ons AP Akademie bied nog nie alles aan nie. En die dae toe ek gaan teologie swat het, was dit basies nog net teologie en sielkunde. Nou kan hulle al verskillende rigtings. Hulle kan nou al wat noem jy die ding, B-sokkie, SC, het ons altyd gesê. Dit kan al aangebied word, daar's al 4 grade, daar's tot al 'n honneurs in sielkunde by ons akademie beskikbaar. En al hierdie studies word gedoen aan die hand van die Bybel, op 'n Christelike basis. Jy leer in die sielkunde, die voorstander van 'n sekere maak, sê dan maar Freud, en wat het Freud geleer? Dis die sielkundige navorsing, dis wat hy geleer het. Dan leer jy dit,
En dan sê die professor vir jou, maar ons, as gereformeerde gelowiges, stem nie daarmee saam nie, want boek dit, hoofstuk dit, vers dit, sê dit vir ons. So jy leer hierdie goed, want dit is belangrik. Dit is op grond daarvan wat punte gekry gaan word. Maar ons bring heeltyd die Bybel terug, en ons sien dit in 'n Christelike perspektief. En dit maak dit baie lekker, dit maak dit ook baie interessant. 'n Moraliteit, wat nie Godsin is nie, hy beywer hom, dis nou van Satan wat ek praat, hy beywer hom om ons te kry om dinge verkeerd te verstaan en verkeerd te interpreteer. Nou weet jy, ek was in gesprek met ander predikante in Pretoria, en het 'n predikant, 'n dienende predikant op daardie stadium vir my gesê dat hulle op hulle streekse node besluit het om te preek wat die mense wil hoor, anders verloor hulle te veel mense. Is dit nog bediening van die goddelike woord? Ongelukkig moet ons soms, soos vanoggend se preek, ek is oortuig in my hart, as die ingesteldheid van mense vanoggend verkeerd was toe hulle kerk toe gekom het, kon hierdie preek vanoggend mense die harnas ingejaag. Maar as jy gaan luister het wat die woord van God vir ons sê, dan sou dit jou tot ander insigte bring. En so kan julle maar vir Annette vra. Ek het al baie in die kort rukkie wat ek in die bediening is van gesê, jy moet vanoggend, vandat jy wakker word, vir my bid, tot die preek klaar is. Want ek moet goed sê, wat ek oortuig is, ek moet sê, maar dis nie noodwendig wat mense van gaan hou nie. Maar dis wat die woord sê. Dan kan ons mos nie wegskram nie. Ons kan mos nie, soos ek vanoggend gesê het, net die lekker deel vat, maar die slegte deel uitspoeg nie. Ons moet alles vat. En as ons verkeerd is, moet ons hoor wat ons verkeerd doen, sodat ons dit kan regmaak. My oorlede vader het altyd gesê, as ek die dag verdrink, moet hulle my stroom op gaan soek, nie stroom af nie. Want ek sien kritiek as opbouend. As Rina nie vir my sê, dominee, maar ek hou nie daarvan dat jy kort in jou bril vat nie, want dit trek my aandag aan. As hy dit, gaan ek dit aanhou doen. Maar as hy het vir my sê, kan ek konsentreer daarop, om te sorg dat my bril reg sit voor ek begin preek, dat ek nie nodig het om aan hom te vat. Want ek moet nie die splinter in die oog wees. Ek moet nie die rede wees hoekom sy nie kan konsentreer op dit wat die woord van God vir ons wil sê. So as jy weet wat jy verkeerd doen, kan jy weet wat om reg te maak. Maar as jy nie weet nie. 'n vernietiging van ons gewete ontstaan in die proses wat Satan met ons besig is. En dit veroorsaak dat ons by dinge betrokke raak, wat ons nooit ons eers in moes begewe nie. So baie mense, en veral jong mense, sê vir my, maar dominee, hoe weet ons wat is verkeerd? Nou ek het julle vroeër gesê, dan wil ek amper vra, maar lees jy nie jou Bybel nie. Ek het net die voorreg gehad om 3 seuns groot te maak. Ek het altyd vir hulle gesê, as jy voor die deur van 'n plek staan, en jy weet nie, vra jouself net af, kan ek die Here saam met my hier invat, of kan ek nie? Dit is so eenvoudig. As jy twyfel of jy die Here hier kan invat, bly uit. Moenie ingaan nie. Want dan weet jy dis verkeerd. Hoekom het jy getwyfel? So Satan is besig om ons gewete in hierdie proses skade aan te doen. En dan raak ons betrokke by dinge wat ons nie eintlik betrokke moes wees nie. Die gevaarsirenes van ons gewete wat ons altyd gewaarsku het, word nie meer gehoor nie. Ek wil amper sê die Engels trip switch is afgesit. Wat is dit in Afrikaans? Kom in Frans, weet jy nog hier? Die wat? Breker. Die stroombreker is afgesit. So nou werk die alarm nie meer nie. Nou gaan die rooi liggies nie meer aan om te sê, "Hey, pas op, kyk wat jy doen nie." Dit maak dat ons al hoe verder en verder wegdryf van die middelpunt van wat? Wat is die middelpunt? God se liefde in ons lewens. So hierdie goed gebeur en Satan is 'n meester daarin. Die Bybel praat nie verniet en sê hy loop rond soos 'n brullende leeu om te verslind wie hy in die hande kry. Hy is die meester manipuleerder en hy kry dit reg. As ek en jy na onsself kan kyk, soos wat die Vader na ons kyk,
dan sien ons 'n sondaar mens wat geregverdig is. 'n Sondaar mens wat lewe in die teenwoordigheid van God. 'n Sondaar mens wat strewe daarna om die beeld van God gelyk te wees. Ek kan nie onthou nie, het ek dit al hier gesê, ek praat met so baie mense oor so baie goed, dat ek kan nie onthou wat sê ek vir wie nie. Ek sê in die afronding van die finalejaasklas vir die kinders, en ek wil daarmee afsluit vanaand. Glo jy dat God jou gemaak het? En ek vra dit vanaand vir u. Glo jy dat God jou geskaap het? Sê almal ja. Hoe het God jou geskaap? Na sy beeld. Hoe was God se beeld? Volmaak. Die sondeval, Adam en Eva, het veroorsaak dat ons ingesteldheid, dat die stroombreker afgeskakel is en ons nie meer die rooi en die gevaarligte sien nie. Na die sondeval sê die Bybel vir ons, nie ek nie, ons is geneig tot die kwaad. Maar die goeie nuus vanaand, Francis, besef jy dat jy loop in jou rond met die potensiaal om volmaak te wees? Wat doen ons daarmee? Ons is geskape na die beeld van God wat volmaak was. Ek en jy loop met die potensiaal in ons rond om volmaak te wees. Wat doen ons dan? Kom ons sit net so, dan sluit ons die oor. Almagtige en genadige God en Hemelvader, Here, ons wil vanaand bid dat U daardie potensiaal in ons sal kom ontsluit. Dat ons die borswapen van geregtigheid sal aantrek om ons te beskerm teen die aanslae van die wêreld. Here, dat ons hart en ons ingewande sal gebruik om ons emosies, ons denke, ons doen en ons late so te orden, dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Dat dit sal wees tot verryking van enige persoon met wie my pad kruis. Sodat hulle al hoe meer Christus Jesus in my lewe sal raak sien. Dankie vir so groot iets wat ons van U kan afpleit. Dat U ons daardie wysheid sal gee, die leiding van die Heilige Gees, om ons gesindheid so te verander, dat dit tot U eer sal wees. Help ons, al is ons 'n klein groepie hier, om ook hierdie verskil in ons gemeente te bewerkstellig, deur die werking van U Gees in elkeen van ons harte. Dat ons kan vergewe en kan vergeet, en dat ons as geloofsgemeenskap U naam kan eer tot in ewigheid. Ons bid dit, ons pleit dit, in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen.